Liewe gemeente, dis so voorreg om vanmôre saam met julle te kan aanbid. Baie dankie dat u geluister het na die Heilige Gees en versamel het vanmôre. Mag die verwagting wat u van die Here het vanmôre in vervulling gaan. Mag u werklike ontmoeting met hom hê. Dis 'n baie besondere Sondag, dis Hervormingsfees Sondag. En op hierdie dag dink ons aan die groot gebeure rondom die hervorming wat plaasgevind het. Daar rondom 1517 het Martin Luther aan die einde van Oktober, 31 Oktober, sy 95 stellings teen die kerk van Wittenberg in Duitsland gaan vasspyker. Om te sê, dit is nou genoeg om te dwaal oor hoe mense se sonde vergewe word. Die verkeerd verstaan van die ampte in die kerk. Die plek wat aan Moeder Maria toegeken is. Ensovoorts, ensovoorts. En daaruit het 'n manier van sê na vore gekom. Dit is soos volg. Ons leef en is God se kinders uit genade alleen. Deur Jesus Christus alleen. Deur die geloof in Jesus Christus alleen. En deur die gesag en die betroubaarheid en die duidelikheid van die Heilige Skrif, die Bybel, God se woord. Dit is Hervormingsfees Sondag. Kom ons buig voor die Here in aanbidding. Here, in die tye wat ons lewe, wil ons in 'n sekere sin ons hande in die lug en gooi. Asof ons moedeloos is. Asof ons nie meer weet waarheen nie. Dis asof ons oë wil opslaan na die berge rondom ons. En we uitroep, waar sal ons hulp vandaan kom? Dankie Here dat ons weet. Dis hoekom ons hier is, vir u te sê. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Ook vir my. En vir u te kom sê, dat ons weet dat u getrou bly tot in ewigheid. En nooit die werke van die hande, ook nie vir my, vir ons, sal dit vaar nie. Dankie dat daar aan u liefde geen einde is nie. Dat u in die almag en die goedheid en die liefde, alwetendheid, alles in u hande hou. En dat niks of niemand ons uit u hand kan ruk nie. Dankie dat daar by u genade is. Genade in oorvloed. Dat ons van genade tot genade kan lewe. Dat ons kan lewe uit wat ons uit u hand ontvang. Dankie dat ons ook mag kom vra wat ons nodig het. En dat u altyd bereid is om dit te gee. Dat u arm nooit te kort is om te help nie. Dankie dat u dikwels u laar van engele rondom ons opslaan om ons te beskerm. Dankie dat ons kan opgroei in die huis van ons Here. En ons sal eendag tuis wees in die huis van ons Here tot 'n lengte van dae. Daar's al baie op ons hart wat ons aan die begin van die erediens vir u wil sê, Here. Maar u weet ons alles. U weet dat ons u liefhet. Amen. Mag daar vir u genade en vrede in oorvloed wees. Deur die kennis van God, u versorgende Vader. En Jesus Christus, u reddende verlosser. En deur die Heilige Gees, wat aan u gegee is as God se kind, om by u te wees en te bly. En vir u te help, om as God se kind te lewe. En ook te kan bid. Amen. Ons gaan nou daardie mooi lied in die woord van die Here, of wat uit die woord van die Here kom, en die geloof uitspreek, saam sing. En dit is as loflied, lied 284, vers 1, 2 en 3.
Laat Here, U vrede deur my vloei. Ons staan op as die orgel begin speel. Laat ek daar in liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te ag. Ja, om liefde te hê, ander myself te stel, dat ander U al meer in my kan sien. Daar's nou geleentheid vir stille nadenke en gebed. My diepste belewennisse was dikwels in die laaste oomblikke van mense se lewens, wanneer jy voorreg gehad het om hulle te begelei. Dit laat koue rings hier by my rug afgaan as ek dink oor hoe hulle dikwels die geloofsbelijdenis geprewel het, of die ons Vader opgesê het. Jy het nou geleentheid, as jy wil kan jy die geloofsbelijdenis opsê, stil by jouself, of jy kan die ons Vader bid, of jy kan vir die Here sê wat op die hart druk vanmôre. Hy weet wat dit is, maar sy kinders wil ons graag die goed met hom deel. Dit moet hom bespreek. Dit wat in ons lewe gebeur, met hom deurwerk. Jy kan dit doen. Of wat baie belangrik is, as jy wil, kan jy net stil wees. Dit is verskriklik moeilik vandag om stil te word. Daar is so baie dinge wat deur ons koppe maal, so baie dinge wat gebeur, dat ons nie maklik tot rus kom nie. Het jy al geoefen om stil te word? Jou gees en gedagtes stil te maak. Want gebed is in die eerste plek om
stil te wees, sodat die Here my hart kan deurgrond, en sodat, soos Romeine 8 sê, die Heilige Gees vir my kan bid, volgens die wil van God, op 'n manier wat nie met woorde gesê kan word nie. Daar's geleentheid vir stille gebed en nadenke. Dankie ons Vader dat ons onsself 'n oomblik kan weggeskeur het van die koerantberigte en die nuusgebeure op die televisie. En die dinge rondom ons en wat in die wêreld gebeur. En onsself kon onttrek om te kom soek na 'n hemelse ervaring hier saam met die kinders. Want ons as die kinders wil graag die dinge doen wat ons ook eendag in die hemel gaan doen. Ons wil al reeds oefen. Ons wil dit regtig doen. Ons wil U aanbid. Ons wil die lied van verlossing sing. Ons wil vir U sê ons glo. Ons wil naby aan U wees. Ons wil lief hê wat U liefhet. En lief hê die mense wat U liefhet. Ons wil U aangesig soek. Ons wil na U wil vra. Ons het nie die antwoorde nie. Maar U het. Ons het nie krag nie. Maar U gee krag aan die wat nie meer kan nie. U maak ons in 'n tyd waarin ons dikwels deur min vermoëns, min middele, in tye van siekte, tye van eensaamheid nie meer kan nie. Maar by U kry ons krag. U gee ons deur Jesus Christus vir ons al die krag wat ons nodig het, om vergenoeg te wees met die lewe wat U vir ons gee. Here, gee vir ons vrede. Maak ons tevrede in terme van dit wat ons ontvang het. Amen. Ons gaan nou uit die woord van die Here lees, en daar is 2 gedeeltes wat ons gaan lees. Die teks gaan op die bord wees, maar as jy wil, en is altyd beter, kan jy dit in u Bybel naslaan. Ek sal u kans gee om dit te doen. Efesiërs 6, jammer. Efesiërs 6 en dan ook uit 1 Petrus 2. Efesiërs hoofstuk 6 vanaf die eerste vers. Word met die kinders gepraat, maar ons gaan oor die slawe lees vanaf die 5de vers. Efesiërs 6 vanaf vers 5. En as ons by 1 Petrus 2 kom, sal ek weer die spesifieke teks aankondig waar ons gaan begin lees. Efesiërs 6 vanaf vers 5 waar dit begin met die woord slawe. Nou wil ek eers vir u vertel waar die boodskap vandaan kom.
My gevoel is wat ek self ervaar, is dat ons in 'n tyd lewe waarin ons vasgekeer word, waarin ons vryheid verloor. Byvoorbeeld vryheid van beweging. Ons is selfs bang om op die paaie te ry. Ons is nie altyd seker hoe lank dit gaan vat om 'n ander plek uit te kom nie. Want oral is daar opstande en betogings. Mense mag dalk redes daarvoor hê, dit is goeie redes, maar dit maak dit vir ons ongemaklik. Die lewe het ernstig verander. In regeringsomgewing, daar is so baie berigte oor bedrog, en dan is daar nog hierdie verskriklike virussiekte, waarvoor ons moet koes, vir al wat ons kan. Maskers opsit en hande was. En al hierdie goed is geneig om 'n mens, jou menswaardigheid te ontneem. Jou vrymoedigheid om te kan lewe. 'n Mens bang maak vir die lewe. Nou kyk, as 'n mens na die klimaks van verlies toe gaan, en na die ernstigste gevoel van uitgelewer wees gaan, dan moet mens na slawe toe gaan. Dis hoekom ons daaroor gaan lees. Want die boodskap van môre is om respek te toon, te wys. Maar mens kan dit ook sê bewys, want bewys sê eintlik dat ek doen respek. Ek leef respek op 'n praktiese manier. Maar ek mag kies vir die woord toon, wys. En dit is al ontvang jy dit nie self nie. Want om dit te doen, om respek te toon, het ek in my navorsing en al die boeke en so aan agtergekom, is verlossend, is genesend. Dit is ook versoenend. Dis 'n woord wat baie gebruik word vandag. Dit is versoenend. Maar is ook wegwysend. Wys die pad vorentoe. Gee rigting aan. Die rigting na die hemelse lewe. Slawe was mense wat om een of ander rede eienaars gekry het, wat al die gesag en die mag gehad het. Hulle was uitverkoop aan hulle eienaars gewees. Met eintlik geen regte nie. Menseregte, waar ons baie praat vandag, in Suid-Afrika veral, het nie gegeld nie. Daar was eintlik vir hulle geen regspleging beskikbaar as hulle in die moeilikheid beland het nie. Byvoorbeeld, as hulle skuld nie kon betaal het nie, dan is hulle vir 6 jaar in slawearbeid geplaas, saam met hulle huisgesinne, die man saam met hulle huisgesinne. As hulle as kruisgevangenes weggevoer is, het hulle dikwels in hierdie posisie van slawearbeid beland. En ek lees dat na 6 jaar in Israel alle slawe vrygelaat moes word. Moes hier 'n wonderlike ervaring gewees het. En dan lees ek ook dat in die tyd van veral koning Dawid en koning Salomo, toe die koninkryk ontwikkel het, koninkryk van Israel, en daar baie bouwerk was en fabrieke en allerlei soorte dinge gebeur het die koning arbeiders nodig gehad. En die slawe en diensknegte was dikwels nie genoeg nie. En dan het hy gemaak dat die Israeliete elke 3de maand moes saam met die slawe en die diensknegte kom werk. Dit was moeilike tye as jy 'n slaaf geword het. Maar die uiterste, voor ek lees, is die dood. Kyk, as 'n mens nou wil nadink oor 'n posisie van uitgelewer wees en verlies van menswaardigheid, veral as 'n mens deur middel van siekte in daardie posisie beland, dat jy sterwe.
dan bly daar niks meer oor van jou mensheid soos jy dit geken het nie. En die duiwel weet dit. Hebreërs 2, daarom vers 17 sê, dat hy die mens uit vrees vir die dood, wees die mense vrees vir die dood gevang hou, en dat Jesus juis gekom het om die mense wat hulle lewe lank in hierdie slawerny posisie uit vrees vir die dood was, toe kom bevry. Dankie Here Jesus, dat jy ons van die grootste bedreiging, die dood, kom bevry het. Dankie Here dat U ook gemaak het dat slawe vrygestel is. Al daarom lank gelede. Miskien jy nie indink dat daar ooit so tyd in die wêreld se bestaan was dat mense tot slawerny gedwing was nie. Ek hoor soms berigte, dit klink vir my daar is nog sulke dinge aan die gebeur in die wêreld. Skrikwekkend. Waar bevind ons onsself op hierdie oomblik? Hoe dink jy oor die lewe, oor jou menswaardigheid? Is jy dalk vasgekeer? Is onsekerheid besig om oor te neem? Kom ons lees oor slawe. Efesiërs 6 vanaf die 5de vers. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met opregte hart. Asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie. Werk soos slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is. En hy trek niemand voor nie. Dankie dat dit so is. Ons blaai na 1 Petrus 2. En dan lees ons van die 18de vers daar. 18 tot 23. Opskrif daar is Christus die voorbeeld vir die wat ly. 1 Petrus 2 vers 18. Begin met die woord bediendes. Die gedeelte lees ek om so 'n bietjie aan te vul by wat ons reeds oor die slawe gelees het. Bedienis, lees ek, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep. Die taak is aan julle opgedra deur die Here, wat roeping beteken. Hiertoe is julle ook geroep, hierdie pad van onregverdige lyding te loop. Omdat Christus, lees ek verder, self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Ons noem onsself so graag volgelinge van Christus. Dis die pad waarop ons Jesus volg. Vers 22. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Tot sover. En nie hoef daarna te kyk nie. Maar 1 Timoteus 6 praat ook met die slawe en oor eerbied en ontzag
om respek te toon en te betoon. En dan praat hy met slawe daar wat gelowige eienaars gehad het. Hy sê, as jy 'n gelowige eienaars het, daardie bevoorregte posisie het. Dis ouens wat waarskynlik sou luister na wat ons gelees het, is dat daardie eienaars aan die Here gehoorsaam en toegewyd sou wees en byvoorbeeld nie sou dreig nie. Maar hoe dit ook al sy, dat hulle soveel te meer aan die gelowige eienaars hierdie eerbied moes betoon. Omdat hulle saam as broers deel in dieselfde geloof en liefde. Soos ek vir u gesê het, ons praat vanmôre oor om respek te betoon, al ontvang jy dit nie self nie. Verlossend, genesend, wegwysend ensovoorts. Nou slawe was mense wat geen verwagting gehad het om respek terug te ontvang nie. Hulle was in 'n onbeneyningswaardige posisie. En ons kan onsself plaas in enige posisie vandag. Die woord van die Here praat oor eerbied betoon in die huwelik. Efesiërs 5, 1 Petrus 3, waar staan dat mans moet aan hulle vrouens eerbied betoon, vrouens moet aan hulle mans onderdanig wees, eerbied betoon soos Sara, 1 Petrus 3, wat met eerbied na man Abraham verwys het en daarmee 'n voorbeeld gestel het, dat 'n mens aan ouer mense, Levitikus 17, eerbied moet betoon, dat mense aan die gemeente van die Here, in Korintiërs 11, moet eerbied betoon, dat ons aan mekaar moet eerbied betoon, dit kom dikwels in die Nuwe Testament voor. Eerbied betoon is 'n basiese lewenstyl wat ons aanneem as kinders van die Here. Daarom praat die Here hier in sy woord met slawe wat sy kinders is. Nou dit is 'n verskriklike posisie om te wees. 1 Korintiërs 7, daar sê die apostel Paulus, slawe, julle moet gerus maar bly in die posisie wat julle was toe die Here julle geroep het. Daardie woord wat ek al uitgewys het. Julle moet kinders van die Here wees in daai posisie waarin julle julleself bevind. Al het julle 'n belewenis van verlies van menswaardigheid, voel julle uitgelewer, toekomsloos, hulpeloos, magteloos. Julle is geroep om die Here in daardie posisie te dien. Want, hoekom? Wat is die motivering daar agter? Hier staan dat slawe geroep word om van harte die wil van die Here te doen. In hulle omstandighede. In hulle moeilike omstandighede. Van harte die wil van die Here te doen. Hoe kry mense dit reg? En dan staan daar ook om met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie, slawe te wees. En aan te hou om goed te doen. Om met lus vir die Here en nie vir mense nie. Dis waarin die motivering geleë is. Hoekom leef ek? Hoekom is ek? Wat maak ek in hierdie omstandighede? In hierdie omstandighede sê die woord van die Here, as kind van die Here, leef ek van harte vir die Here. Met lus vir die Here. Dit klink so 'n bietjie moeilik op hierdie stadium, maar gaan later dit verder ontknoop. Die geheim agter hierdie woord van die Here. En dan 'n verdere motivering is dat die Here diegene beloon wat goed doen. En hy maak geen onderskeid nie, dit het ek ook vir u gesê. Daar is beloning wat wag, wat die Here gaan gee. Alles uit genade, maar hy gaan ons beloon. En daar is die gelykenisse oor beloning, die van talente ensovoorts. Daar wag 'n beloning vorentoe vir ons. En dan, wat verder motiveer, is om in die voetspore van Jesus te kan stap. Nou, daarom word respek gegee. Al is daar geen verwagting om iets daarvan terug te ontvang nie.
vir die slawe, of hulle eienaars nou goedhartig en vriendelik was, en of hulle nou onregverdig was. Dieselfde lewensbenadering moet gevolg word. Selfs as onregverdige lyding verdien word. Dis 'n moeilike ding daarin. Ek self sukkel daarmee. As iets met my gebeur en ek voel is onregverdig, dan raak ek opstandig. En wat eintlik gebeur is dat ek die vlug of veg posisie inneem. Ek kom op my agtervoete. Ek is gereed om te vlug of te veg. As 'n mens bietjie ouer word soos ek, dan is 'n mens nie meer so baie lus om te veg nie, jy kan nie meer nie. Jy maak eerder gereed om te hardloop. En dan kan ek nie eens meer hardloop ook soos ek wil nie. Gaan al stadiger. Dit word al moeiliker. Wat maak ek met onregverdige lyding? Nou kyk, die eienaars van slawe kon moeilike ouens wees. Jy het geen menseregte gehad nie. En hierdie ouens kon baie onregverdig en wreed en ongenaakbaar en ontoegewend wees. Gevoelloos teenoor sy medemens. Nou as jy 'n eienaar gehad het wat kind van die Here was en vriendelik was dit waarskynlik beter, maar jy's onvry. Jy's uitgelewer vir ten minste 6 jaar as jy die voorreg gehad om in Israel 'n slaaf te wees. Ekskuus ek die woord voorreg gebruik. Saam met slaaf wees. Die feit is dat as 'n mens die slaaf van 'n verkeerde eienaar was, of dalk in Suid-Afrika vandag gewoon het en jy dink dit kan beter wees in 'n ander land. As jy nie kans het om jou goed te pak en te trek nie, dan kan jy amper by wyse van spreuke in 'n slaafposisie jouself bevind. Daarom hierdie boodskap vanmôre. Respek word gegee, al word dit nie verdien nie. In hierdie omstandighede van onreg, geen menswaardigheid nie, geen erkenning nie, vir wie ek is en wat ek doen nie, waar ek dikwels die teendeel ontvang as wat ek eintlik verwag. Eintlik moet ons geen verwagting hê nie, want daar is eintlik nie 'n verwagting nie. Daar is net 'n motivering van met lus en met oorgawe die werk van die Here doen. In die omstandighede waar is lewe. Een van die mooiste getuienisse oor mens wees kry mense by mense wat groot verliese gely het. Wat geleer het om byvoorbeeld met blindheid saam te lewe en binnekant hulle nuwe omstandighede. Ook wanneer hulle byvoorbeeld verlies van ledemate gehad het. Binne hulle omstandighede ervaar dat hulle meer is as hulle omstandighede en dat hulle omstandighede nie vir hulle gaan voorskryf hoe hulle self moet beleef nie. Maar dat hulle self moet vind in die Here en wie hulle in die Here is en dat hulle kinders van die Here is wat geroep is om in hulle omstandighede en dikwels nuwe omstandighede steeds mens te wees. En daarin hulle menswaardigheid te vind, hulle vryheid te vind en self eintlik te kies om Christen te wees en mens te wees. Ek dink dit is baie belangrike ding om te kies om mens te wees in jou omstandighede. Maar daar is iets belangriker en dit is om geroep te wees, is die laaste gedagte, om Jesus se voetspore te volg. Want dit moet aangeleer word, hierdie respek. 'n Mens kry dit nie net van self nie. En as 'n mens iets moet aanleer, dan leer ons as kinders van die Here dit by God. En by sy seun Jesus Christus. Hoe hanteer 'n mens hierdie opdrag, hierdie roeping, om in hierdie allermoeilike omstandighede vir uitgelewer voel? Steeds myself en volledig myself te kan wees. Nou die Here Jesus
roep ons om hom te volg. Op die volgende manier, het saam met my gelees. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Nou, ek sal liewer nie hier van die kansel af vertel wat ek dikwels doen, as hierdie lyding en belediging op my pad kom. Nou moet 'n mens maar nederig voor die Here gaan buig en sê, Here, ek stap nie nou in die voetspore van Jesus nie. Hebreërs 2 sê, hy het gehoorsaamheid deur lyding heen geleer. En hy wil vir ons op daardie selfde pad lei. En nou sit hy aan die regterhand van God. Die beloning. Die uiteinde van die lydenspad, waarop ons gehoorsaamheid leer, is die hemelse. Ons opdrag is, ons roeping is om nou alreeds die hemelse te leef. En dan is dit nodig om te leer hoe om jouself in 'n posisie van respek gee te plaas. Dis my persoonlike belewenis dat respek vir ander se lewens, ander se goed, ander se eiendom, ander se plase, en noem maar op, nie meer geleef word vandag nie. Dis vir my, as 'n ouer wordende persoon, asof dit so bietjie anders was in my kleintyd. Asof daar meer respek vir mekaar, vir die medemens en vir alles rondom ons was en ander se goed ook. Die gebooie leer dit in elk geval ook vir ons. Maar asof dit al hoe minder so is. Dis hoe ek dit ervaar. Hoe leer 'n mens om jouself in hierdie omstandighede te vind as kind van die Here? Hoe kry 'n mens weer selftrots terug? Hoe kry 'n mens weer 'n goeie selfbeeld? Hoe kry ek weer die eienskappe, karaktereienskappe van die kind van die Here, van opregtheid en nederigheid en toewyding en liefde en goedheid en vergewensgesindheid weer terug? Hoe raak ek weer verlossend en genesend en wegwysend? Hoe raak ek versoenend? Hoe versoen ek my met my omstandighede? Hoe versoen ek my met hierdie mense wat my laat ly? En wat my beledig en my verneder en my in hierdie posisie plaas? Hoe versoen ek my deur te sê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie? Ek dink die mensdom in die algemeen weet nie meer wat hulle doen. Ek dink ons is op 'n verkeerde pad. Dikwels raak ek so klein gelowig. En as jy klein gelowig raak, dan voel 'n mens anders oor jouself. Wie is ek? En die antwoorde wat ek dikwels gee, is nie so mooi prentjie nie. Ek dink wat hierdie woord wil doen vir slawe en ook vir ons wat onsself, ek dink, kan identifiseer in 'n sekere sin met slawe, nie heeltemal nie. Kyk, om slaaf te wees was dan baie erg. Maar ek dink in sekere opsigte kan ons onsself identifiseer met slawe. Hoe ontdek ek in hierdie omstandighede weer myself as kind van die Here en as volgeling van Jesus? Kry ek dit nie reg nie, gaan ek begin deelneem aan hierdie chaos en wanorde wat posvat in 'n samelewing waar daar nie meer respek is nie. Almal wat swaar kry en 'n posisie van vernedering is, wil begin deelneem, baie is al reeds aan die deelneem, aan verwoesting en die wanorde van ons tyd. Almal doen dit, nou doen ek dit ook maar.
Ek dink dit is belangrik om 'n bietjie terug te keer na wie ons in Christus is. Wie ek as kind van die Here is. En die belofte van die hemelse weer begin leef. Verlossend, wegwysend, versoenend, genesend. As ek eers self die verlossing van Christus, die bevryding van Christus, die vrystelling in Christus beleef. Self. As ek self 'n innerlike genesing in my menswaardigheid beleef. As ek my met myself kan versoen in my omstandighede en versoenend uitreik na ander, dan kan ek binne my omstandighede van self slaaf wees, wegwysend wees vir onredelike, ongenaakbare eienaar aan wie ek uitgelewer is. Miskien het ook so stel. Gaan ek myself as langer uitgelewer beleef en uitgelewer voel aan hierdie ongemaklike omstandighede? Of gaan ek in 'n posisie van beheer myself stel? Nou praat ek 'n moeilike ding, want ek is in beheer van die eienaar as slaaf. Hoe plaas ek myself in beheer? Na die voorbeeld van Jesus. Die respek te betoon. En goed te doen. En van harte en met lus die werk van die Here te doen. In my omstandighede. Inderdaad. Want ek is mos 'n mens van die hemelse en nie van die aardse nie. Ek is op 'n pad. Agter Jesus aan. Op sy manier, onder sy omstandighede. Dit maak my juis 'n kind van die Here. Respek te betoon moet aangeleer word. Here, leer my om in my omstandighede respek vir myself te hê en vir die mense rondom my. Vir die omstandighede waarbinne ek lewe. Mag die Here vir u daarmee seën. Amen. Kom ons doen die oordenkingsgebed. Here, u het vir ons geroep, vir my en vir elkeen hier, om in ons omstandighede, waaroor ons geen beheer het nie, waar ons nie self kan besluit nie, want dit is dikwels so, van harte en met lus, u werk te doen, en met dieselfde gees, van 'n belewenis van vrymaking deur Christus, na u toe te lewe. Dankie dat ons nie alleen is nie, maar dat Jesus vir ons die pad wys, deur hierdie moeilike lewe heen. Ons wil vir u vra, dat ons nie saam sal meedoen aan die onreg en verwoesting en wanorde en chaos nie. Maar dat ons biddend, afhanklik, is aan om goed te doen. En dat ons die oordeel en die beloning aan u sal oorlaat. Here, help vir ons om onsself opnuut binne ons omstandighede deur u te laat vorm, om te kan opstaan, om te kan aangaan in die geselfde gesindheid waarmee ons gelewe het toe ons u leer ken het. Ons bid daarom vir ons land en sy mense. Daar was 'n oproep uit Vrystaatse omgewing uit die kerk dat die hele land sal bid vir die Vrystaatse boere en oor die verlies van hulle weiding en oeste en huise selfs weens die brande wat woed. Here, ons bid dat u die chaos
disrespekvolheid van die mensdom sal vergewe. En as U wil is dat U ons almal sal terugbring na die goeie orde van gehoorsaamheid aan U en U woord. In ons Here Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Daar is hy. Voel vry om te gaan lewe. Neem vrymoedigheid om die lewe in die oë te kyk. Vind jouself in wie jy in Christus is en nie in jou omstandighede nie. Laat jou omstandighede nie vir jou vertel wie jy is nie. Want die Here het vir jou innig lief. Hy sê jou seën en beskerm, tot jou redding verskyn, jou genadig wees, jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.